En dit is Shabbat Shalom hier van my kant af. En Shabbat Shalom van my af. Weet jy, ek het terwyl ons so na hierdie musiek geluister het wat Jolani so ter 11:00 vir ons nogal moes bymekaar maak en ons die nuus gehoor het van Dou se vriend wat afgesterf het, toe loop ek en ek gaan haal teen my se deur, want daar's soos 'n ding wat gesê word, en dis die halfkadish, jy doen dit altyd vir iemand wat iemand aan die dood afgestaan het. En weet jy, dis 'n belangrike ding vir my en vir jou om van kennis te neem. Want weet jy, as ek reg geluister het, kom Dou en Dries kom hulle lang pad saam, vriende wat met mekaar kon die woord deel, wat die Torah kon deel, wat by mekaar geleer het. En dit is tog maar deel van fellowship. Maar in die proses toe gaan kyk ek en ek dink so by myself, ons het 'n blessing gedoen vanmôre nie, kry nie die halfkadish soos wat ek hom wil hê nie, maar kom ek gee vir jou hierdie wat ek wel gekry het, die oggendgebed by die Shabbat. Nou by die ingang van die bedehuis dan sê jy, ek wat op u guns vertrou, betree nou u huis. Ek buig my neer voor die tempel van u afgesonderdheid met diepe godsvrug. In die huis van Elohim tree ons nou met gevoel en met eerbied. Hoe skoon is jou tente, o Jakob, jou woninge, o Israel. Ek wat op u groote guns vertrou, betree nou u huis. Ek buig my neer voor die tempel van die afgesonderdheid met diepe godsvrug. Ewige, ek het lief die oord van u woning, die plek van die setel van u heerlikheid. Ek aanbid en val neer. Ek kniel voor Jahweh my Elohim. My gebed is tot u, Jahweh, gerig in hierdie tyd van genade. Elohim, verleen my deur u onbegrensde guns, u hulp met trou. Ek roep u aan. Antwoord my, o Elohim. Neig u oor tot my, verhoor my gebede. Verhoor my woorde. Ek sal met geregtigheid u aangesig aanskou en my, as ek ontwaak het, met u verskyning versadig. Ek vertrou op u, o Elohim, en sê, u is my Elohim. As ek my hande ophef tot die binneste van u heiligdom, Jahweh my Elohim, tot u het ek geroep en u het my genees. Tot u, Jahweh, het ek geroep en ek het u, Elohim, gesmeek. Laat u aangesig u knegt toelig. Help my deur die goedertierenheid. Op u, Jahweh, hoop ek, u sal antwoord. Jahweh, u is my Elohim. Hoor my gebed, o Elohim. Neig u oor tot my smeekgebed. Swyg nie by my trane nie. Jahweh, verhoor en wees my genadig. Wees u my helper. Dis mooi, nee. Dis baie mooi. So, ons het dan nie vanmôre Psalm, die Psalm, wel, ek weet nie wat is dit wat saam met hierdie gedeelte moet gaan nie. So, kom ons neem hierdie, en kom ons gaan saam in die teenwoordigheid van jou, ons Elohim, mag hy ons lei deur die Ruach, om die woord wat ons met julle deel, dat julle dit sal verstaan, dat ek dit sal verstaan, dat hy my lippe sal aanraak, dat Marietjie se lippe sal aanraak, dat ons hierdie ding vir julle reg sal oordra. Soos ons vroeër gesê het, ons gaan nie vir entertainment nie, ons gaan ook nie weet om dramaties te wees nie. Ons het net gaan kyk na wat is dit wat die skrif vir ons sê en ons wil dit vir julle toelig. So hartlik welkom vanmôre, kom studeer hierdie saam met ons. Nou, ons gaan kyk vanmôre 'n bietjie na Habikurim, dis die wyfoffer. Jy sal nou onthou ons is in hierdie periode van tyd hier by Pesach. Dis 3 feeste wat saam hardloop. Jy het die Pesach, jy het die fees van ongesuurde brode en dan het jy natuurlik ook tussendeur Yom Bikurim of die wyfoffer. Nou, kom ek sê vir jou, ek wil vanmôre met jou bespreek waarom ons die omer tel, want dit is nou direk hierna, na hierdie, dan begin jy die omer te tel. Jy gaan 49 dae tel en op die 50ste dag, dan is dit Shavuot.
op die eerste fees, die of die Habikurim, dan gaan jy die wyfoffer hê van die Bali, dis nou die gars, en op 50 dae later gaan jy die wyfoffer of die beweegoffer hê van Shavuot. So, ons gaan dit doen soos wat die apostel Paulus dit gedoen het, né? En hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy die omer tel? Want hoe jy dit tel, gaan bepaal watter dag jy dit gaan, daai fees gaan vier. Nou, ek moet vir jou sê, Shavuot is op sy beurt een van die 3 belangrike feeste wat Jahwe ons Elohim bepaal het. 3 maal 'n jaar sal jou manne voor Jahwe, jou Elohim, verskyn. Let op wat hy daar sê, op die plek wat hy aanwys. Jou eerste van hierdie 3 het ons nou gesê, was Pesach, wat aansluit by ongesuurde brode. Jou middelste een wat jy het is Shavuot, en dan die laaste ene is Sukkot, en hierdie 3 staan saam bekend as die Shalosh Regalim. Kom ons kyk net, ek wil hê, omdat ek het nou gepraat van Shaul, kyk wat het hy gesê. Masai 23 vers 6, en omdat Shaul geweet het dat die een deel uit Tzadikim en die ander uit Perushim bestaan, het hy die raad uitgeroep. Kan ek net sê, dit is die Sadduseërs en die Fariseërs, dit almal net verstaan, dit is die Tzadikim en die Perushim, dis die Sadduseërs en die Fariseërs, so doen. Broeders, ek is 'n Perushit, die seun van 'n Perushit. Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Perushim en die Tzadikim, en die menigte het verdeeld geraak. Want die Tzadikim sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen boodskapper of gees nie, maar die Perushim bely albei. Toe was daar 'n groot geroep, en die skrifgeleerdes van die party van die Perushim het opgestaan en heftig gestry en gesê, ons vind geen kwaad in hierdie man nie, en as 'n gees met hom gepraat het, of 'n boodskapper, laat ons nie teen Elohim stry nie. Hierdie wat hier gesê word, is 'n baie belangrike beginsel. Dus jy moet verstaan dat Shaul was 'n Fariseer, hy het 'n Damaskus ondervinding gehad, hy bly 'n Fariseer, hy gaan deur al hierdie sendingreise van hom, hy sê ek is 'n Perushit, ek is 'n Fariseer. Hy sê nie ek was 'n Fariseer, maar ek het dit nou neergelê, want my Messias, hy het glad nie van die Fariseërs gehou of iets van die aard nie, glad nie. Hy is geroep terwyl hy Fariseer is, hy het sy hele lewe lank 'n Fariseer gebly, en ek en jy moet dit in ons agterkop aanhou, soos wat ons aangaan, wanneer ons nou in hierdie, wanneer ons hierdie fees van Yom Bikurim gaan bespreek. Hou dit net in gedagte, ek doen hierdie met opset, dat jy kan sien, hy is 'n Fariseer, en hy gaan sekere verduidelikings vir ons gee, en dit gaan vir ons lig werp op sekere goed. Toe ons met Vayikra begin het, die boek van Vayikra, dit sê mos, as jy wil nader tot Jahwe, wat doen jy dan? Hy sê die volgende, ons het nou so 'n paar weke terug al begin met Sefer Vayikra, of ook dan nou die boek van Levitikus, ek sê dit maar so, omdat daar mense is wat inskakel, wat nog nie al hierdie terme ken nie, ons het al reeds daar begin om vir jou te sê, dat die bottom line van hierdie boek van Vayikra, is wat? Dit is om intimiteit met Vader Jahwe te wil beleef. Hy sê vir die Israeliete, hy wil in hulle en tussen hulle bly, hoe meer intiem wil jy dit hê? Want, al wat ek jou kan sê, is word 'n Israeliet, en beleef hierdie intimiteit, want dit is presies wat hierdie einste apostel Shaul dan nou gedoen het in die boek van Romeine, gaan lees daar hoofstuk 9 tot 11, en dan sien wat dit beteken om ingeënt te word in die wilde olyf, in die olyfboom. So, wat ek nou vir jou gaan sê, gaan jou sekerlik skok, net soos wat die waarheid dit eintlik maar kan doen. Vader Jahwe het gesê, hy wil onder die Israeliete woon, en in hulle, maar hy het ook gesê, in niemand anderster nie. Hy wil in Israel woon. Hy het Israel gekies as die volk waarbinne hy gaan woon. Dis met wie hy intimiteit wil hê, ooreenkomstig sy verbond met Abraham, Jitsak en Jakob en niemand anderster nie. So as jy beweer hy het onder hulle gewoon, dan staan jy al reeds op die rand van vervangingsteologie. As jy gaan sê dat Christus was die finale offer en hy die tempel vervang en die offers,
dan staan jy al aan die rand van vervangingsteologie. As jy sê dat die kerk Israel vervang het, en almal wat daaraan verbonde was, en dat die Jode moet nou die Christendom inbeweeg, om jou oor te leer ken, dan sê ek vir jou, jy staan aan die rand van vervangingsteologie. As jy sê dat die Jode het nie die Ruach HaKodesh nie, wel, dan is jy definitief besig met vervangingsteologie. In werklikheid wat hier moet gebeur, is dat ek en jy het nodig om uit ons gemaksone uit te beweeg, in die intimiteit in, wat hy reeds met sy volk, dit is waar hy met hulle gemeenskap het, in Israel, die land, die volk, volgens sy Torah, dit is waar hy daai intimiteit met hulle leef en beleef. So hou dit in gedagte wanneer ons nou die eerstelingvrugte fees bespreek en dan ook die begin van die tel van die omer. Ek dink hierdie prentjie gaan dit vir jou baie duidelik stel, né? Ons gooi hom oor en oor op. Heel eers moet jy altyd Jahwe se naam ken en eerbied hê, want dis vandaar waar sy woord vandaan kom, sy Torah kom in, hy het sy woord bo kan sy naam verhef, so jy moet weet, hoe hoog is dit eintlik? Hoe afgesonder is dit? Hy het die land en hy het die volk. Dis jou 4 pilare wat hy vir jou gegee het, en binne in hierdie, wanneer hy vir jou sê, ek wil intimiteit met jou hê in hierdie tabernakel, ek het hierdie ding saamgestel, sodat ek in jou en tussen jou kan woon, dan moet jy nou weet, dan gaan jy nie hierdie feesbepalingstye van hom sommer net lig ag nie. Goed, so nou kom ons dan met ander woorde by die wyfoffer, want dis nou waaroor Yom Bikurim gaan. Die vraag wat ek en jy moet vra is, was dit, wanneer is hy gebring? Is dit op die 16de van Aviv, of is dis nou die Vrydag, of is dit op Sondagoggend die 18de Aviv? So hierdie is nou 2 van die grootste standpunte wat ek en jy vanmôre moet ontleed, en ek sê vir jou baie welkom by hierdie bespreking hiervan. Dit is regtig lekker om julle hier te hê, maar ek wil hê jy moet ook verstaan, ons gaan vandag kopkrap oor 'n vraag wat baie Joodse messiaanse geleerdes al vir eeue lank verdeel. Presies wanneer is die garsbeweegoffer, die Bikurim, gebring? Gedurende die Pesach week. Dis die week waarin Yeshua tereggestel is. Kom ons kyk of ons net so klein bietjie meer kan inzoom. Dit klink nou 'n tegniese punt waaroor ons gaan praat, maar weet jy wat, dit verdeel mense. En ons is nie geroep vir verdeeldheid nie, ons is geroep om eenheid te probeer bring. So nee, dis nie net 'n tegniese punt nie, die antwoord hierop het enorme implikasies van hoe ons Yeshua verstaan as die eersteling van die opstanding, die skrifgie wat ons net uit Korintiërs gelees het. Asseblief, moenie bekommerd wees nie, daar's geen Hebreëse eksamen vandag nie, ons gaan alles in gewone, verstaanbare taal hou, sodat ons saam die rykdom hierin kan ontdek. En ons nou jou uit om dit nou te kom deel. So waarom moet ons onsself kwel aangaande hierdie graanoffer? Want met die eerste oogopslag lyk dit na 'n argument oor boerderykalenders, as jy eerlik wil wees, maar daar's baie meer bespel as met dit. Ek wil hê jy moet sien dat waarom dit eintlik dan nou vir ons saak maak, want wanneer Shaul in 1 Korintiërs 15 daai taal praat, dan praat hy Bikurim taal. Hy sê, maar nou die Messias is opgewek uit die dode, hy is die eersteling, of hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. He is the first fruits of those who had fallen asleep. Dan sê ek vir jou, Yeshua is die Bikurim waarvan hy hier praat. Hy is die eersteling vrug. So die beweegoffer, die Bikurim, dit was die einste ritueel wat Shaul hier in gedagte gehad het. So indien Yeshua opgewek is uit die dood voor die beweegoffer gebring is, dan het hy letterlik dit vervul as die eersteling beweegoffer. Maar die datum van die beweegoffer bepaal watter dag Yeshua uit die dood uit opgewek is, en dit verander alles oor die opstandingstydlyn. So ons moet dit ontleed. Dit bepaal regtig, het hy 'n vervulling van die Torah hier gedoen. En ons weet, dis wat hy gedoen het. Met ander woorde, wat is vervulling? Hy kon wys hoe dit gedoen moet word. Wat is Bikurim? Wat is die wyfoffer in gewone taal? Kom ons kyk na wat sê die skrif self. Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee, en sy opbrengsoes, moet julle 'n omer van die eersteling van julle oes na die priester bring, en hy moet die omer voor die aangesig van Jahwe beweeg, sodat julle aanvaarbaar kan wees.
Die dag na die Shabbat moet die priester dit beweeg. Wat sê hy dan nou eintlik vir ons hier in gewone taal? Israel kon nie van die nuwe graan eet totdat hulle hierdie offer gemaak het nie. Wat bedoel ek daarmee? Ja, hulle 10 nog steeds balie, gars het hulle gehad, maar dit was die oues. Totdat hierdie fees, totdat hierdie wyfoffer gebring is met die nuwe gars, die nuwe balie, kon hulle nie van die nuwe graan eet nie. So dit was belangrik ook dat hierdie ding moet plaasvind. So 'n priester het hierdie graanoffer, hierdie balie, het hy gewyf voor die aangesig van Jahowah, en eers dan is die oes wat gebring is vrygestel om deur die res van die volk dan nou geëet te word. Maar dit is ook die afskop van die tel van die 50 dae na Shavuot of Pinkster, soos wat jy dit dalk mag ken. So hy moet hierdie offer, hierdie gers moet hy beweeg, hy moet dit wyf voor die aangesig van Jahowah. Dis die belangrike ding. So, die knelpunt is en bly altyd, watter dag gedurende die Pesach is hierdie ding gedoen. Hou al hierdie in gedagte. Nou so, ek gaan nou vir jou 3 woorde gee wat Judaïsme verdeel. Hoor mooi. 3 woorde wat hulle verdeel. The morrow after the Sabbath. Die dag na die Shabbat. Dis wat jy kry uit Vayikra 23 vers 11. Alles wentel om een enkele vraag. Watter Shabbat? Sien jy wat die Engels sê? Sien jy wat die Afrikaans sê? Wil jy gou vir my teruggaan net na die vorige skyfie toe? Kyk wat sê die Afrikaans. En jy sien wat hy sê? Hy praat daarvan, sodat die dag na die Shabbat moet die priester dit wyf. En dit maak vir ons eintlik 'n maklike ou sommetjie eintlik aan die einde van die dag, né? So het ek om al die jare het ek dit toegepas as volg. Wel, dan moes 3 dae en 3 nagte gewees het. Ek gaan nou vir hulle die opsies gee. Dan moes 3 dae en 3 nagte gewees het. En die gevolg is dit maak dit 'n eenvoudige sommetjie. Yeshua het op Shabbat het hy opgestaan op die weeklikse Shabbat. So na die Shabbat of die dag daarna is dan nou Sondag. Klaar, hoor net, dit is mos 'n maklike som om te maak. Dis hoe ek dit al die jare gesien het. Maar Vader het dit op my hart gelê, die Roog het op my hart gelê dat ek bietjie hierdie ding verder bestudeer, en ek kan vir jou sê, ek dink ek het 'n ander insig wat ek graag vir julle wil voorhou vandag. Ek wil hierdie ding vir jou voorhou dat jy kan sien dat ons moet oop wees vir korreksie. Ek self ook, né? Mense nou dink ek doen dit al die jare. Ek sê nou vir jou, nee, weet jy wat? Ons het nodig om vir mekaar te kan sê, as ons uit die skrif uit gewys word en die geskiedkundige bewyse daarvan begin kry, dan het ons nodig om die korreksie aan te bring wat ons moet doen, want die tel van die omer is nie noodwendig is gelyk aan 3 dae en 3 nagte in die graf nie. Wie het dit ingebring? Ons het dit self ingebring, want dis nie wat in Vayikra 23 staan, ons moet doen nie. So kom ons ondersoek hierdie ding. So kom ons gaan weet, wat is hierdie 3 woorde wat Judaïsme verdeel? The morrow after the Sabbath. Ek gaan nou vir jou die Hebreëus daarvan gee. So jy het nou hierso 2 opsies. The Sabbath of die Sabbat, dis die fees-Sabbat van die 15de Aviv. Dis die eerste een van die fees van ongesuurde brode. Jy weet, as ons nou die goed verwys, dan praat ons baie maklik van, ja, weet jy wat is the high Sabbath? Dis die high Sabbath. The morrow after it, sê hy, dis die 16de Aviv, ongeag watter dag van die week dit opval. Alright, dis die eerste opsie wat jy het. Die tweede opsie is the Sabbath of die Sabbat. Dit is die gewone weeklikse Saterdag Shabbat wat val gedurende die Pesach week. Hoor mooi, wat val gedurende die Pesach week. The morrow after it. Altyd op 'n Sondag volgens hierdie opsie. En in 34, die jaar 34 in die Common Era was dit op die 18de Aviv. Goed, so jy kan nou sien hoe speel hierdie ding dan En nou dan uit. is dit altyd natuurlik op 'n Sondag, Dan is dit né? altyd op 'n Sondag en dan maak jy 'n eenvoudige som vir jou, want uiteindelik gaan Pinkster altyd weer op 'n Sondag val. So die beginsel wat hier uitkom is die Mimacharat HaShabbat. Is dit werklik waar dubbelsinnig? The morrow after the Sabbath is Mimacharat HaShabbat. Hierdie is die kern van hierdie hele debat, né? Hierdie Hebreëse frase Mimacharat HaShabbat is werklik
een wat jy kan dit sien of as die weeklikse Saterdag rus, of jy kan dit sien as die plegtige heilige byeenkoms op die High Sabbath. Nou daar's twee groot Joodse denkskole rakende hierdie debat. En ek wil vir jou al twee van hulle voorhou en jy is heeltemal welkom om te besluit watter ene vir jou die meeste saak maak en wat jy wil toepas. Maar luister mooi wat ons te sê het. So, wat is jou twee kampe? Want jy twee antieke standpunte van twee skole. Jou eerste skool gaan wees die skool van die Fariseërs. As hulle praat van die 16de Aviv, dan is dit 'n beweegoffer wat altyd gebring is op die tweede dag van die fees van ongesuurde brode, die 16de Aviv. Die dag na die fees, die Shabbat van die 15de Aviv. So, kan jy sien, donderdag is die 15de van Aviv, die 16de is altyd die Vrydag, dis ook die voorbereidingsdag en daarna volg die weeklikse Shabbat op die 17de. So die dag van die week is irrelevant in hierdie geval, die kalenderdatum hierso staan vas, wat die Fariseërs aanbetref. Maar dan het jy die Sadduseërs aan die ander kant wat doodeenvoudig vas staan op Sondag. Die Shabbat beteken altyd die weeklikse Shabbat rus. Die wyfoffer word altyd gebring op die Sondag wat val in daai Pesach week. Op 34 van die Common Era het die Sondag, daardie Sondag was dit die 18de van Aviv. So kan jy nou sien wat is hierdie, is 'n eenvoudige manier, jy die Fariseërs, hulle is die rabbies wie se tradisies later die hoofstroom Judaïsme geword het. Hulle lees die Shabbat as 'n high Sabbath, 'n fees Shabbat. Die Sadduseërs, dis nou die aristokrasie, dis nou ryk Lewiete, hulle was in beheer van die tempel in die dae van Yeshua as Messias. Hulle lees dit as die weeklikse Shabbat. Mag vir jou lyk na 'n klein dingetjie, maar jy kan sien, as jy gaan kyk na die uiteinde daarvan, gaan jy twee groot verskillende datums kry wanneer jou Shavuot moet gebeur. So, jy kan sien, wat ook al een van daai twee standpunte is wat jy gaan volg, dis 'n landboukundige kalender van Israel en die datum van Shavuot word elke enkele jaar deur hierdie twee standpunte geaffekteer. Goed. So ek moet vir jou sê, jy kan sien, my vrou het nog baie moeite gedoen om vir ons 'n prentjie te kry van die Fariseërs daar. Kom ons kyk na die Fariseërs. Kom ons kyk wie is hulle. Jy weet, iemand het onlangs geïmpliseer dat ek 'n Fariseër is. Jy weet, dit het gegaan oor Chanukka. Maar wat hierdie persoon nou nie eintlik geweet het nie, is dat ek het verlede jaar maar baie tyd spandeer in Matteus 23 vers 2. Ekskuus. Yeshua het die Fariseërs aangespreek en vir hulle gesê, wee julle Fariseërs en skrifgeleerdes. Ek dink daar's so 7 of 8 van hulle wat hy daar gedoen het. En wat baie mense doen is hulle dink dit is altyd hierdie konfrontasie tipe standpunt wat Yeshua gedoen het, maar hy het eintlik vir hulle gesê, wee julle, omdat hy die gebod van Devarim 6 vers 4 uitgevoer het, jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Sy teregwysing was in liefde. En weer eens kan jy nie ook al gaan, omdat daar sekere sektes is van die Fariseërs wat verkeerd was, dat jy nou sê, alle Fariseërs is verkeerd nie. Dit is 'n baie gevaarlike ding om te doen. Was Josef van Arimatea, hy was 'n Fariseër, was hy verkeerd? Was Nicodemus of Nikodemos, soos hy dan ook genoem word, hy was 'n Fariseër, was hy dan nou verkeerd geweest? Nee? So, nee, hulle was nie. En dit is die gevaar om sommer net 'n label aan enigiemand te sit en te sê, hoe jou Fariseër, net omdat jy nie hou van dit wat hy sê, dit wat hy glo, dit wat hy toepas nie. Goed. Kom ons kyk na die saak vir die Fariseër. Kom ons kyk na die skrifargument. Vayikra, dis 'n Vayikra 23 en ons kom so in 2-3 weke kom ons by Vayikra en dan gaan ons al hierdie feeste weer 'n slag bespreek. Maar Vayikra 23 lys vir my en vir jou al die feeste as 'n enkele intergekoppelde stelsel wat georden word volgens 'n kalenderdatum, nie die dag van die week nie. Jy gaan dit sien. Vayikra 23 vers 6-7, dan kan jy sien, hy maak van die 15de Aviv 'n afgesonderde byeenkoms. Met ander woorde, 'n high Sabbath of 'n fees Shabbat. Dan jou volgende een wat jy kry is Vayikra 23 vers 11, sê dan om daai beweegoffer te bring, the morrow after the Sabbath, bedoelende die dag na hierdie
Hoë Shabbat wat die 16de Aviv gaan wees. Die Hebreëse kalender vloei in 'n vasgestelde datumgebaseerde volgorde. Jy het die Pesach op die 14de Aviv, jy het die Hoë Shabbat op die 15de Aviv, dis die dag daarna. Dan het jy die beweegoffer op die 16de Aviv. So hierdie patroon is 'n ononderbroke patroon en vereis geen berekening of geen beraming van die dae van die week nie. Wat ek gaan doen het is toe gaan kyk ek na wat sê Strongs rondom hierdie verduideliking en jy sal sien dat die woord mogorath is wat daar gebruik word en hy praat van the morrow en ons wil dan altyd, jy weet omdat ons al van hou om goed te vereenvoudig en kompakt te hê, dan sê ons die oggend, dit moet die oggend wees. Maar jy kan sien dat Strongs maak voorsiening dat dit tomorrow kan wees, wat beteken die hele dag, die hele volgende dag. So, wat sê dit vir jou eintlik? So hier sien ons nou, jy het nou die eerste dag van die ongesuurde brood, is die 15de Aviv. Dis 'n high Sabbath. Die beweegoffer volg logies op die 16de Aviv. Skoon, eenvoudig en reg. Dit verander nie van jaar tot jaar nie, dis nie afhangend van die dae van die week nie. Hierdie hele feesstelsel was datum geanker, nie weksdag geanker nie. Onthou ek is besig om vir jou die siening van die Fariseërs voor te hou. Nou gaan ek vir jou lees wat sê of ek gaan vir jou sê wat kom Josefus, hy's 'n geskiedskrywer, nee, hy's 'n bekende, gerekende, befaamde geskiedskrywer. Hoor wat sê hy in die Antiquities. Hy sê, on the second day of unleavened bread, which is the 16th day of the month, they first partake of the fruits of the earth. They offer the first fruits of their barley. Nou, wie was hy? Hy was 'n Joodse priester uit die eerste eeu. Hy was 'n Hebreëse, hy was 'n Leviet gewees. Hy het deelgeneem aan die tempeldiens en hy het deelgeneem aan die tempelaanbidding en toe die tempel geval het in 70 na die Messias, toe is hy as 'n slaaf geneem na Rome en daarvandaan het die keiser hom kwytgeskeld en hy het begin om hierdie goed op te teken en hy het bekend gestaan as Josephus Flavius, maar hy was Joodse priester. Hy het eerstehandse kennis gehad van hoe het dit gebeur. Hy skryf dit daar neer. Goed, so daar's geen bewyse dat wat hy daar gesê het is gekorrupteer nie. Sy standpunt hier is kristalhelder. Die beweegoffer van Yom Bikurim is op die 16de van die maand gebring. Die 16de Aviv of die 16de Nisan, afhangende van watter maand jy van hou of nie van hou nie. Jy weet die maand naam, jy van hou of nie hou nie. Hy sê definitief nie daar vir jou op die Sondag na die Pesach nie. Hy sê die 16de dag. Nou hier sit jy met 'n kontemporêre ooggetuieverslag van hoe die tempel werklik gefunksioneer het daai tyd. So hy is waarskynlik 'n bitter belangrike historiese getuie van op watter dag die wyfoffer gebring is. So ek sê, hy was 'n Joodse priester wat die tempelseremonies met sy eie oë waargeneem het. Hy het in die eerste eeu geskryf, hy was 'n lewende getuie van die gebeure, heeltemal ondubbelsinnig, eerstelingvrugte op die 16de Aviv. Nie Sondag nie, nie 'n floating datum nie, 16 Aviv elke keer. Dis wat hy hier vir ons gee. So, nou sit asseblief tog net stil, nie vir jou stoel afval, net omdat ek nou Talmud uit vir jou gaan aanhaal nie, want dis ongelukkig, jy weet, ons agtergrond, ons geskiedenis sê, as jy enigstens hoor, hier kom iets uit die Talmud uit, dan wil jy dink, rabbiniese tradisie, bla bla bla. Wel, weet jy wat, dis opgetekende presedente. Nou hierdie is deur die rabbies geberedeneer en 'n antwoord is gekry, sodat hulle seker goed kon toepas. Dit kom al uit Shemot 18 uit, en dit het heeltemal weet van die leiers af oorgegaan. Eventually is die groot raad, die Sanhedrin is dan nou gestig en dis meer. En dis waar al hierdie goed gekom het en seker 200 na die Messias het die Fariseërs wat oorgebly het hulle net hierdie goed gekodifiseer. Ja, natuurlik is omtrent 15% van dit wat jy regtig nou nie weet, kan vat nie, maar omtrent 85% van wat hulle sê is goeie argumente wat vir jou gaan insig gee oor wat het Jahweh ons Elohim bedoel om
te sê met 'n ding. Kom ons kyk. Miskien moet ek net hierby sê dat ons almal en ek kom maar ook van daai kant af. As 'n mens hoor Talmud, dan is dit asof jy vierkantig vas staan, skop en sê, maar kyk wat sê julle en jy fokus op die negatiewe. Maar dit is die midrash wat neergepen is. Dit beteken nie dit is die waarheid nie. Dit is net 'n opgetekende van wat gemidrash is. Daaruit kan jy evalueer wat is en wat is nie goed nie. Wat is die oorgroter meerderheid se siening en wat nie en waarvoor gaan jy staan en waarvoor nie. So moenie hanteer dit op daai manier. Heeltemal, so sien dit net as 'n presidenteleer waarvan jy die gedagtegang kan gaan leer van hoe sekere goed gebeur het. Want onthou aan Devarim 33 is baie duidelik, die Torah is aan Israel gegee. Is aan Israel gegee. Vir hulle en hulle regters, hulle word die autoriteit. Ek en jy wat van die kant af kom, wat wil beweer, ons is nou ingeënt, ons praat net nou daaroor, dan sê ek vir jou, jy kan nie net sommer nou wil kom en negeer dit wat gesê word daar vanuit dit wat jy in die kerke geleer het of waar jy ook al vandaan kom nie. As jy ingeënt is, het jy nodig om die stelsels te verstaan wat Vader vir jou gegee het, wat hy vir Moshe mee toe vertrou het en wat Moshe van hom af laat vloei het deur die geskiedenis En dis tot mos en nie met wat vandag. ons besig is om nou te doen. Ons is besig om hierdie stelsels te leer. Ja, so die Babyloniese Talmud teken die volgende rabbiniese debat dan nou vir my en vir jou aan. Onthou ons is nog steeds besig om te kyk, wat is die saak vir die Fariseërs vir die 16de van Aviv, wat die wyfoffer moet plaasvind en die omer begin getel moet word. Nee, hulle het gesê, when the temple stood, the offering of the omer rendered the new corn permitted. When the temple was no more, the daybreak of the 16th day rendered it permitted. Nee? So, daar's 'n sleutel insig, die rabbies debatteer hier. Ek dink my nota sê net iets beter rondom dit, want my nota is bietjie meer uitgebrei. Die Talmud bewaar hierdie argument tussen die rabbies oor die handeling van die waai. Is dit eerstens is die handeling of die dagbreek van die 16de Nisan wat gaan toelaat dat die graan vrygestel word, want dit is 'n belangrike ding. Jy kan nie van die nuwe graan deelneem voordat dit nie behoorlik release is nie, soos of die wyfoffer of die feit dat die dag aangebreek het omdat daar nie meer 'n tempel is nie, verstaan jy? So daar's twee goed, maar wat vas staan is dat albei standpunte anker daardie besluit in die 16de van Nisan of die 16de van Aviv. Die Sadduseërs se siening sê dis altyd 'n Sondag. Dit kom glad nie eers in hierdie bespreking in die Talmud voor nie, glad nie. So teen die tyd wat hierdie Talmud saamgestel is die Fariseërs se posisie dood eenvoudig net as geskiedenis aanvaar. En dit is wat ek en jy wat ons nou het. So nou gaan ek vir iets anders te sê en jy moet self gaan kyk en jy moet gaan kyk, ek mag dalk 'n dag uitwees dan, maar die Moshe self bewys hierdie telling. Daai 50 dae telling na Shavuot op dag 1 van die omer het begin die oomblik toe die beweegoffer gebring is. Maar jy sien in Shemot 19, dis Exodus 19, net voor hulle die 10 woorde kry, voor hulle die 10 gebooie kry. In Shemot 19 vers 11 tot 16, dan meld Jahwe op die 3de dag van die week. Die 3de dag van die week is 'n Dinsdag. Hy doen dit op die berg Sinai, né? Dis wanneer hy neergedaal het. Hy het nie op die Shabbat neergedaal. Hy het op die Dinsdag neer. Jy kan dit astronomies kan jy dit gaan kalibreer en val. Jy sien dit val op dag 7 van maand 3. Presies 50 dae na die 16de Aviv. So in eenvoudige taal. As ons 50 dae vanaf die 16de Aviv as dag 1 tel, land ons op Shavuot op die dag wat Moshe bevestig het, 'n Dinsdag, dag 7 van maand 3. Dit werk net as die telling op die 16de Aviv begin het. So as dit op Sondag 18 Aviv, die Sadduseërs se siening begin het, dan loop daai telling heeltemal uit op die verkeerde dag. Goed.
Nou kom ons by die teenkant, by die ander ouens, die Sadduseërs. Hierdie manne, hulle is die ouens uit die priesterlike aristokrasie uit. Hulle glo nie aan die opstanding of die opwekking uit die dood uit nie. Nou onthou nou net, ek wil nou net vir 'n oomblik hier staan. En vir jou sê, ons het gesê, Jesua 3 dae, 3 nagte, so hy staan op dan volgens hierdie siening op die Sondag, of hy staan nie op nie, hy word uit die dood uit opgewek deur die Ruach HaKodesh. Verstaan, opwekking. Op die Sondagoggend. Ons lees goed in. Ons mag nie eisegese toepas nie. Eksegese, jy lees uit die skrif uit, dis nou eksegese. Eisegese is wanneer jy goed in die skrif inlees. Ons het goed in die skrif ingelees. Want daar staan nêrens, nie in een van die 4 evangelies, dat hy op die Sondag opgestaan het nie. Daar staan die vrouens het by die graf aangekom, ons kom net nou by dit, maar hy het nie opgestaan nie. So, hoe sal hierdie hele ding dan nou verband hou, dat Jesua staan op die dag wat die Sadduseërs sê, nee, jy weet, ons glo nie in opstanding van dood nie, en ons glo nie in daardie goed nie. So jy kan dink dat Jesua dan nou, as jy hierdie standpunt moet volg, dan het hy hulle teologie behoorlik omgekrap. Waarskynlik vandaar hulle gebeurte om ook vir Lazarus weer dood te maak, want dan nou Lazarus is uit die dood uit opgewek, en dan op 'n kol, dan kom hierdie ouens en hulle sê, nee, maar weet jy wat, ons moet nie net Jesua doodmaak nie, so Lazarus ook, want hulle glo mos nie in die opstanding nie, hulle glo nie in sulke goed soos engele en dergelike dinge nie. Maar hulle vervul wel 'n godsdienstige rol in die periode van Israel se lewe in die Tweede Tempel, waar daar op daai stadium was daar woeste kalenderoorloë aan die gang. En dis iets wat ek jammer is om te moet sê, vandag nog het ons woeste kalenderoorloë wat aan die gang is. Maar kom ons kyk na hierdie Sadduseërs. Kom ons kyk na hulle siening oor die Purim. Nodig dat ek en jy dit weet. Ons het nodig om dit te weet, want ons moet Shavuot bepaal. So wat is die saak van die Sadduseërs? Kom ons kyk nou, wat is die eenvoudige lees van die teks wat hulle het? Hulle argument is eenvoudig. Die Sabbat en die Torah beteken altyd die weeklikse 7de dag rus. Geen rede om aan te neem dat dit enigiets anders te beteken nie. Dis 'n eenvoudige lees. Die môre na die Shabbat. Altyd die môre na die Shabbat gaan altyd die Sondag wees. Hierdie lees daarvan vereis geen spesiale herdefiniëring van die Shabbat nie. Dit beteken dit wat jy op die Peshat level sien, oppervlak, dis wat dit is. So die Sadduseërs sou argumenteer dat die Fariseërs het 'n kompleksiteit in 'n doelbewus eenvoudige instruksie ingelees. En is dit onredelik van hulle om so te dink? Ek dink nie dis onredelik van hulle om so te dink, hoegenaamd nie. So, weer eens, volgens hulle is dit altyd 'n Sondag oes wat van gepraat word. Nou die Sadduseërs en die Boeddhiseërs het aangevoer dat 'n Sondag beweegoffer 'n pragtige praktiese logika het. Die beweegoffer het altyd 'n volle oesweek vooraf gegaan. 'n Sondagoffer, dit beteken die oesweek het altyd op 'n Maandag begin. Alles konsekwent en voorspelbaar. Shavuot, wat 50 dae later is, sal altyd op die Sondag val vir oesfeesvieringe. So hulle lees 7 volledige weke. Jy kyk daarna by Vayikra 23 vers 15. Hulle lees 7 volledige weke as 7 letterlike Sondag tot Saterdag weke, wat net werk as jy dit begin vanaf 'n Sondag. Hulle die tempel beheer, wat beteken dat hulle waarskynlik gedurende Jesua se lewenstyd moontlik die seremonie op 'n Sondag uitgevoer het. OK, neem kennis van wat ek nou vir julle sê. So, maar nou moet ek het nou hier 'n groep mense genoem wat jy dalk nie eens van gehoor het van tevore nie. Wie was hierdie Boeddhiseërs van wie ons so baie hoor? Weerens eenvoudig. Hulle was 'n groep ryk, deftige priesters wat in die tyd van die Tweede Tempel, dis so 2000 jaar terug, baie invloedryk was. Hulle was eintlik maar net 'n tak van die Sadduseërs en hulle het baie nou bande met koning Herodes die Grote gehad. Omdat hulle so ryk en magtig was hulle nie juist die gewildste ouens onder die gewone mense nie. Maar dis hier waar dit vir ons studie vandag regtig interessant raak. Hulle het 'n reuse stryd met die Fariseërs gehad oor die kalender. Onthou julle die frase uit Levitikus, uit Vayikra uit, die dag na die Shabbat?
Hierdie boetiseurs het vasgeglo dat hierdie Shabbat net 'n gewone weeklikse Saterdag was. Dit het beteken dat hulle daarop aangedring het dat die omertelling altyd op die Sondag moet gebeur. Vir hulle was die hele ritme van die oes en die feeste aan daai weeklikse kalender gekoppel. So hoekom is dit vir my en vir jou van belang? As jy hulle berekening gebruik in die jaar toe Yeshua tereggestel is, beteken dit dat hy uit die doodheid opgestaan het op presies dieselfde Sondagoggend wat die hoëpriester besig was om die eerste gars, die omer, in die tempel te wyf. Omdat dit is nie my posisie nie, ek vertel vir jou wat is die Sadduseërs se posisie. So dit verander Paulus se woorde in 1 Korintiërs 15, waar hy Yeshua die eersteling noem van net 'n mooi metafoor na absolute historiese reuse treffer. Nie sommer net 'n sê ding nie. Dis mos nou iets wat in die tempel voor almal se oë afgespeel het. So kom ons kyk bietjie verder. Dan ek het vir jou net nou gesê die Sadduseërs standpunt is nie sonder logika nie. As die wyfoffer altyd Sondag is Shavuot altyd Sondag. En die 7 weke tussen hulle is perfek volgens kalenderweke. In die praktyk het die Sadduseërs waarskynlik die seremonie op die Sondag van die tempelperiode uitgevoer. Maar daar's iets anders waarna ek en jy moet kyk. Kan jy nou sien, gee nou daar vir jou eintlik die prentjie, die 14de Aviv, dit is die Woensdag, hulle is okay, Pesach teregstelling, die 15de Aviv, is die fees van ongesuurde brode, het begin. Wat hulle aanbetref is die 16de Aviv, niks anderster as net die voorbereidingsdag vir die weeklikse Shabbat nie. En as jy die evangelies gaan lees, dan sê jy sien die vrouens het moes die speserye en die goed gaan koop op hierdie dag. Dan het jy die 17de van Aviv, dis die weeklikse Shabbat, en dan het jy volgens hulle die wyfoffer op die Sondag. So hier is jou hele prentjie, alles daar op een kaart vir jou gegee. Goed, so jy kan sien, waarmee is hulle besig. Maar, ek wil hê, jy moet baie mooi kyk na wat regtig eintlik daar gebeur. Okay, as jy gaan kyk, jy gaan sien op die 13de van Aviv, dis die Dinsdag aand, is Yeshua se Pesach Seder. Op die 14de het hy die foltering. Op die 15de was die Hoë Shabbat. Op die 16de sê die Fariseërs is 'n wyfoffer. Op die 17de is dit die opwekking uit die doodheid. O ja, hier kom die moeilikheid. Want daar word vir ons tradisioneel geleer dat hy is op die Sondag opgewek. Nee, hy is op die Shabbat, die 17de is hy opgewek uit die doodheid. Dan het jy die 18de volgens die Sadduseërs die wyfoffer. So is dit die 16de, is dit die 18de. Want jy sien, as jy die 18de gaan gebruik, dan het jy op die 19de die eerste dag van die oes. Kan jy sien, dit begin jou tyd affekteer. So, jy het nou gesien, ek het vir dwars deur hierdie week het ek nou vir jou gevat. Kom ons kyk, en ek wil hê jy net na hierdie prentjie hier kyk. Jy sal sien, daar, die Pesach week in 34 in die Common Era, die volgende, die volle prentjie, sê vir jou, dat op daai 14de is Yeshua in die graf in die aand van daai 14de. Maar hy sê ook vir jou, dat op die 17de, dis die Shabbat, is hy uit die graf uit. Ek kan net vir jou hier sê, sommige sê, dat hy is reeds die oggend van die Shabbat, het hy alreeds opgestaan. Ek is van mening dat hy nader aan Havdala, met ander woorde die afsluiting van die Shabbat, dat hy reeds opgewek is uit die doodheid. Maar kan ek dit met sekerheid sê, want niks sê dit vir my nie, al wat ons weet is die vrouens wat vroeg die volgende oggend na die graf toe gegaan het op die Sondag. Dis nie 'n bewys van opstanding nie, dis 'n bewys waarskynlik dat hulle leë graf gekry het. So ons het goed gaan inlees wat nie daar staan nie. Goed, so kan jy sien, wil jy iets byvoeg by hierdie? Nee. Maar jy kan sien, dis presies wat hy doen. So hierdie persoon wat hierdie kalender saamgestel het, duidelik sê hy, weet as hy ingestel daarop, dat 3 dae, 3 nagte, soos wat ons het altyd gedoen het. So Sondag moet die wyfoffer wees. Is dit korrek? So beteken die Shabbat dan nou altyd vir ons die Saterdag? Is dit wat dit beteken? Ons weet die Sadduseërs sê so.
Maar kom ons gaan kyk net wat sê Vayikra 23 self oor die gebruik van Shabbat vir die High Sabbath, wat nie weeklikse Shabbatte is nie. Ek het vir julle net dit gelees. Yom Teruah, wat nie noodwendig die weeklikse Shabbat is nie, is 'n Shabbat. Yom Kippur is 'n Shabbat, is nie noodwendig die weeklikse Shabbat nie. Die eerste en die 8ste dag van Sukkot is Shabbatte. So wat sien jy hier? Jahoua gebruik in Vayikra 23 Shabbatte vir afgesonderde dae. So nou kan jy sien dat die Sadduseërs se aanname is nie meer so stewige argument soos wat dit aanvanklik gelyk het nie, né? So kom ons kyk, watter kant het Yeshua dan nou gevolg? Het hy die Fariseërs gevolg? Het hy die Sadduseërs gevolg? Het hy die Boeddhiseërs gevolg? Het hy die Essene gevolg? Wie het hy gevolg? Ek gaan dit nou vir jou alles op een skyfie wys. Nee, hulle sê altyd jy moet nie te veel goed op een skyfie sit nie, maar ek wil hê jy moet die volle prentjie kry. Okay? So die evangelies meld dat Yeshua op die eerste Shabbat, die Meaton Sabbaton opgewek is. Die eerste ene. Dit gaan die eerste ene wees, die eerste Shabbat van die Pesachweek. Hoorie mooi wat ek vir jou sê. Hierdie frase verwys na die eerste van die 7 Shabbatte wat vanaf die begin van die omer getel word. Die disippels het die eerste Shabbat genoem omdat dit Shabbat nommer 1 was van die 49 telling van Shavuot. Met ander woorde, die 17de van Aviv, die 17de van Aviv was die eerste omer telling Shabbat. Hoor jy wat ek sê? Die disippels het dit so genoem. Gaan kyk, hierdie nummering maak slegs sin as die omertelling op die 16de Aviv begin het, net soos wat die Fariseërs dit gesê het. Wie het dit afhanklik gemaak van die 3 dae en die 3 nagte? Ons kom net daarby. So as die telling op Sondag die 18de, die Sadduseërs stelsel begin het, dan sou die eerste Sabbat die 24ste van Aviv gewees het, 'n volle week later. Kan jy sien wat se invloed het dit op die tel van die omer? Wanneer jy begin tel, wanneer Shavuot gaan gebeur. Maar die evangelies noem die 17de Aviv die eerste Shabbat. Die Pesach Shabbat, die eerste omer Shabbat. Dit is nie waar onder die Fariseërs stelsel en Yeshua se disippels het die omer vanaf die 16de Aviv getel. Nou ek weet, dit skok baie mense dat hulle nie kan dink, waar kom jy nou hier aan nie? Maar dit gaan alles daaroor, oor wanneer is die omerdag. Wat het Vader gesê? Hy het nie daar in Vayikra 23 hoegenaamd gesê, maar wanneer ons kom by die wyfoffer, 3 dae en 3 nagte en al daai. Hy het nie daai vereiste ingesit nie, ons het dit ingesit. Hierdie beteken glad nie dat Yeshua nie 3 dae en 3 nagte in die graf was nie. Maar dit gaan hier oor wanneer begin jy die omer tel. Dis waar die ding inkom, want ons wil daai fees reg vier. Die Meaton Shabbaton. Die meeste Bybels vertaal regtig Meaton Shabbaton as die eerste dag van die week. Maar dis nie wat die Griek sê nie. Die Griek sê Shabbat. Daai woord Sabbaton is die genitiewe meervoud van Sabbaton, Shabbat. Eerste van die Shabbatte. Weer eens, ek het vir jou gesê, Josefus wat in Grieks geskryf het nooit hierdie frase gebruik om te verwys na die eerste dag van die week nie. Hy het 'n heel ander frase daarvoor gehad. Prote hemera. So die tradisionele vertaling, eerste dag van die week, smokkel eintlik op 'n manier die Sondag in hierdie opstanding narratief, hierdie vertelling in. Kan jy sien, dis so hulle sê is disingenuous. Wie het dit ingebring? Wie het dit ingebring in hierdie hele vertelling in? Die meer akkurate lees hiervan is die eerste Shabbat, wat beteken die Shabbat nommer 1 van die omertelling. Dit is die dag wat Yeshua opgestaan. Dis die eerste Shabbat. Nie die eerste dag van die tel van die omer nie, want dit is dan al dag 2. As jy dit vat volgens, as jy my nou reg verstaan. So, weer eens, ek sê nou vir jou, hierdie mag jy nou verras. Want die meeste Christene lees die eerste dag van die week in Matteus 28 vers 1 in, of hulle gaan na Markus 16 vers 2 toe, of Lukas 24 1, of Johannes 20 vers 1. Maar ek sê vir jou, die Griek sê letterlik, en jy kan my gaan toets, die eerste van die Shabbatte. Die woord vir week is hebdomada, en dis nie in die teks nie. Dis nie wat daar staan nie.
So hierdie vertaalkies is vroeg in die kerkgeskiedenis gemaak, hoor mooi wie ek sê, die kerkgeskiedenis, toe hulle Sondag-aanbidding ingestel het. En dit het 'n massiewe ingrypende effek gevorm oor hoe mense hierdie opstandingsverhale lees. Tot nou toe, want dis 'n moeilike ding hierdie om vir mense te verduidelik, dat, weet jy, dis die kerk wat gegaan het en gesê het, van nou af is die Shabbat op die Sondag. Dis die kerk wat dit gedoen, die mens, nadat Vader oor en oor en oor en oor, vanaf Shemot, hoe ver, die hele Deuteronomium deur, hou hy aan om te sê, dis my Shabbat, hou dit, dis my Shabbat, die 7de dag is my Shabbat, dis my Shabbat, dis my Shabbat, en dan hou hy aan en hy sê vir jou in Levitikus of Vayikra 23, hy sê, hierdie is my feesdag. En my feesdag beteken nie, jy mens mag my feesdag verander nie. Wil jy weet, wie het dit op die harde manier geleer? 10 stamme van Israel het dit op die harde manier geleer. Hulle is in ballingskap ingestuur. So, jy gaan verander nie aan dit wat Vader uitdruklik daar gesê het, hy wil hê nie. So die tel van die omer, kan jy nou sien, hoe speel dit uit. Ek sê vir jou, Yeshua is die lewende eersteling gerf. Maar nou die Messias is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Kan jy hom net so vir my los? Ek wil net gou 'n kommentaar hier lewer wat ek weet ek nie in my notas ingesit het nie. Onthou jy, ons het vroeër daaroor gepraat, dat die idee is dat op die aand van die 15de, wat die begin van die 16de is, dan het die priesters gegaan na hierdie garsvelde toe, en hulle het 'n bondel, hulle het 'n gerf gehad wat hulle bymekaar gesit het, en hy's vasgebind. Hulle het gewag vir die regte oomblik om daai gerf dan nou te sny. En die verstand, die begrip wat hulle daarvan het is nou is jy in hierdie gerf, is jy saamgebind met Jahoua. Jy word nou deel van Jahoua. Onthou nou die Pesach-lam is geslag, hy het jou klaar uitgered, en nou moet jy hierdie wyfoffer doen. Jy is nou saamgebind met Jahoua. Dis so 'n mooi prentjie. Maar wat by die skrif wat by my opkom as ek na hierdie kyk en wat jy nou sê, en vanoggend het dit my so diep in my hart getref dit was eintlik vir my 'n skok toe ek het besef dat wat Yeshua nou eintlik hier doen met hierdie offer, want dit is wat hierdie prentjie sê, is hy het gebid en gesê, Vader, laat hulle een wees, soos wat ons een is. Presies. En dit is wat hierdie gerfoffer dan nou represent, verteenwoordig. Heeltemal. So as jy jou buite dit stel, dan maak jy jou eintlik skuldig dat jy nie deel is daarvan. Dat jy nie deel is van. En dis eintlik waaraan ons dan nou skuldig was. Heeltemal so, dat net, jy weet, ons het gegaan volgens oorlewering en argumente en dis meer, maar as jy gaan kyk na wat die skrif self sê, dan kan ek nou vir jou sê, die skrif, die Talmud, die geskiedskrywers, almal sê dit was die 16de. Laat ek jou dit sê, ek het ook gaan kyk na wat het van my mentors gesê, party van hulle is al oorlede, ek het onder andere gaan kyk na gerekende ouens soos Tim Hegel ook, dan moet jy begin verstaan, waarom is die 16de die regte datum om van te begin tel, en waarom jy versigtig moet wees, om nie goed in te lees wat nie daar is nie, want nog steeds was Yeshua, hy was die offer, hy is die offer, en hy sal altyd die offer wees, die Pesach-lam. Hy sal dit altyd wees. Maar as jy ook gaan kyk, byvoorbeeld selfs jou Pesach week, dit is nie, gekoppel aan die 7de Shabbat nie, dis 7 dae. Maar kan jy sien, jou datums kan verskil, van wanneer jou Pesach plaasvind. Kalender datums en daedatums verskil. Kalenderdatums en daedatums verskil. Jy is heeltemal reg. So ek sê weer, Shaul gebruik doelbewus die taal van Bikurim, die eersteling vrug, om Yeshua se opwekking uit die doodheid te beskryf. Hierdie wyfoffer was 'n enkele gerf wat gewyf is voor, dis publiek gedoen, mense, dis publiek gedoen, mense moes dit sien. So, die opstanding van alle gelowiges word die volle oes. Volgens hierdie fariseërs, wat nou die 16de Aviv volg, is Yeshua dan opgewek op die 17de, dis die daadwerklike dag
nadat die wyfoffer gebring is. Hy is deur die Ruach opgewek as die werklike vervulling, die ware eersteling wat aangebied word voor die Vader. Maar volgens die Sadduseërs is die wyfoffer die Sondagoggend gebring na die Havdalah. Kan jy sien, Shaul gebruik nie vaar digterlike taal nie. Hy gebruik presiese kalender voorskrifte om 'n teologiese punt te maak. Yeshua is die Bikurim Gerf wat voor Jahwe gewy word as die waarborg en die volledige belofte van die oes wat kom. So hierdie datum van die wyfoffer gaan een van twee dinge vir jou doen. Dit gaan of die vervullingsprentjie wat Shaul vir ons skilder, of hy gaan dit in harmonie met mekaar bring, of dit gaan gekompliseerd raak. Ons weet, dit het gekompliseerd geraak. Hoekom? As gevolg van vertalings. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor die 3 dae en die 3 nagte, die teken van Jona. Kom ons praat so 'n klein bietjie daaroor. In Matteus 12 vers 40 staan, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Ja. So, Yeshua het een teken van sy messiaskap gegee. 3 dae, 3 nagte in die graf. Dit sluit 'n Vrydag kruisiging uit. Vrydag tot Sondagoggend is 1,5 dae maksimum. As jy mooi gaan kyk. Die Woensdag teregstelling, die 14de Aviv, Saterdag opwekking, met Havdalah, jou 3 dae, 3 nagte is ten volle daarin. Né? Woensdag aand, Donderdag aand, nag 1 is Woensdag aand, dag 1 is Donderdag, nag 2 is Donderdag aand, dag 2 is Vrydag, die wyfoffer, nag 3 is Vrydag aand, Saterdag is hy opgewek uit die dood uit. Iewers tussen Saterdag, ek sê dit Saterdag sonsopkoms tot en met Havdalah, presies 3 dae, 3 nagte. Veral as jy weet hoe die Joodse of die Hebreëse dagberekening plaasvind. Maar as Yeshua sê, dit is 3 dae, 3 nagte, dan is dit nie 2 dae en 10 ure nie. As jy hoor wat ek sê. So ons kan hom maar vat op sy woord. So die 16de Aviv wyfoffer het op Vrydag geval terwyl Yeshua in die graf gelê het. Hy het die volgende dag opgestaan as die ware eersteling vrug nadat hy hierdie vereiste tyd voltooi het. Met ander woorde, die feit dat hierdie wyfoffer reeds gedoen is, weet jy, dit is 'n wyfoffer van victory, van oorwinning. Dis wat dit was. Dis wat dit was. In geloof is hierdie wyfoffer alreeds gedoen vir hom wat gaan opgewek word uit die dood uit, wat hy letterlik wil, jy kan sê, uit die aarde uit weer gaan voortkom, uit die graf uit gaan uitkom. 3 dae, 3 nagte. Ek gee vir jou weer daai prentjie dat jy baie mooi kan sien. Hy het gesterf op die 14de, jy kan sien op die weeklikse Shabbat is hy opgewek uit die dood uit. Is hy uit daai graf uit. Dis wat ek en jy wil hê, dis wat ek en jy wil weet. Weet jy, die heel eerste ding wat hy daar doen, is hy blaas oor en hy sê, ontvang die Ruach HaKodesh. Met ander woorde, alreeds, julle ontvang nou die Ruach HaKodesh, want ek gaan hier vandaan af die res van die omer vir julle verduidelik oor hoe julle innerlik reg kan wees vir die ontvangs van die Ruach HaKodesh op Shavuot. Hierdie teken van Jona, kan ek nou vir jou sê, is die kragtigste kronologiese beperking. Yeshua het gesê, dit sal presies 3 dae en 3 nagte in die aarde wees, nie deel daarvan, nie regtig waar. Ek gaan nie eens vir jou probeer verduidelik dat 'n Vrydag kruisiging vat vir jou na 38 uur toe en ek weet nie hoe mense dit regverdig nie. So die Fariseëse wyfoffering op die 16de gee vir ons die hele prentjie 3 dae, 3 nagte. Dis insluitend. So watter prentjie? Daar kan jy nou sien vir jouself. Ek wil net kyk tydsgewys, ek wil nie te lank besig hou nie. Maar jy kan sien die Fariseërs op die 16de Aviv. Kom ons som net op. Die wyfoffer Vrydag die 16de is opgewek Saterdag die 17de. Presies 3 dae, 3 nagte. Die 17de Aviv is die eerste Shabbat, met ander woorde die eerste Shabbat van die omertelling en Yeshua se opwekkingsdag na die eerste vrugte seremonie. Dis wat hy is die ware offer vir die Vader. En wel, Josephus, die Talmud en daai Shemot telling bevestig almal hierdie datum. Maar die Sadduseërs aan die ander kant, hulle sê Sondag.
Die opwekking was die 17de. Dis nog okay. Hulle sê ook basies dan 3 dae en 3 nagte. Maar die 17de Aviv is die eerste Shabbat onder die Sadduseerstelling. Met ander woorde, die eerste omertelling van die Shabbat, die eerste van daai 7 is dan eers die 24ste van Aviv. As ek reg is die sene se siening ook. Yeshua het voor Sondag se wyfoffer is hy reeds opgewek. Jy's reg met wat jy sê, Ja, die sene ook. Ja. so kan jy sien, nog Josefus, nog die Talmud, nog Moshe se telling ondersteun hierdie standpunt. So, dis iets waarvan ek en jy moet kennis neem. So, wat het van die waarheid geword nadat hierdie tempel geval het? Want die tempel het geval in 70 na die Messias. Wel, die Sadduseërs het verdwyn, die Fariseërs het die hoofstroom Judaïsme geword, en daar het die Fariseërs se datum die 16 Aviv, dit het die gevestigde tradisie geword. Maar, ons moet altyd by die maar uitkom. In die 2de tot die 4de eeu die kerk, dis die Christene wat begin het om die hele Tanakh te ontken, hulle het 'n ander pad gevolg. Hulle het die opstanding het hulle na die opstanding geskuif na die Sondag toe, na die 18de toe. So nie meer op die 17de nie, hulle het geskuif na die 18de toe. Pesach is vervang deur Paasfees, altyd op 'n Sondag. Gaan kyk maar na die Konsilie van Nicea, 325 na Christus. Meaton Sabbaton is vertaal as die eerste dag van die week, en daarom dring hulle daarop aan, dat nou in Jesus, dan aanbid ons op die Sondag. Ja, dis wat hulle nou doen. Daai netto resultaat wat jy hier kry van hierdie sogenaamde Sondagopstanding, het hulle teologiese leer geword. Al sê die vroegste Griekse manuskripte nie eintlik Sondag nie. Die Sondagsene is nie net Bybel, een blote ding van die Bybel sê so nie. Dit het ontstaan uit 'n breër beweging wat die Christendom van sy Hebreëse wortels vervreem het. Dis nie 'n sameswering nie, dit was 'n geleidelike afwyking wat deur historiese druk gedryf was. En ek en jy moet teruggaan na die Hebreëse en die Griekse bronne, en jy sien die Griekse bronne, die Septuagint, ondersteun presies dit wat ek jou vandag vertel. So teruggaan na daai bronne, en ek sê, ons moenie net sonder kritiek staan teenoor dit wat die kerk gedoen het nie. Ons moet dit uitlig en uitwys. Levitikus 19 sê vir jou, as jy weet jou broer sondig, moet jy vir hom dit sê, anders word hy deelagtig aan sy sonde. Ek wil nie deel hê daarin nie. Ek wil nie deel hê aan iemand se sonde nie. Ek sal aanhou vir jou die waarheid te gaan soek en te gaan krap tot ek dit kan kry. Maar dit is ons gesegde ook, dit is op ons webwerf staan dit ook so, ons sal, waar ons nou is, sal ons dit leer, maar as die Ruach dit vir ons verder oopbreek en vir ons oortuig van iets anders, dan sal ons onsself korrigeer. En dis actually presies wat ons nou doen. Ons bring die korreksie in. Ons bring hierdie korreksie dan nou in. Ek wil net vir jou nog iets anders te verduidelik. Wanneer was die gars? Was dit ryp? Jy moet gaan kyk na 'n praktiese vraag. Want party van die geleerdes maak 'n beswaar en sê dat teen die 16de Aviv, dan was hierdie Aviv nog nie behoorlik ryp nie. En dit sal ook die geval wees in 34 na Christus. Met ander woorde die jaar wat hulle vir jou teiken om te sê, dit was die teregstellingsjaar gewees. So die vraag is, was die gars ryp genoeg in die vroeë lente om 'n bondel te kan maak? Nou, jy sien, dan sê hulle maar hierdie Sondag uitkyk, gee vir jou 2 ekstra dae sodat daai laatwinter gars behoorlik ryp kan word. Wel, is dit 'n geldige perspektief? Want, kom ek sê nou vir jou, die verpligte velde vir die omergerwe was in die Jerigo Vallei. Van hierdie jaar toe ons in Israel was, het ons op die promenade gestaan, ons het uitgekyk, ons het daar gesien, is die nuwe stad van Jerusalem, daar is die ou stad, daar is Betanië, ons kom deur onder, kon ons die Dooie See sien, en deur in die verte kon ons sien, daar is Jerigo, en oorkant dit kon ons Amman in Jordanië, kon ons alles sien, jy kry daar 'n hele prentjie. Nou, hierdie velde, hierdie garsvelde, dit was in Jerigo. Kom ek vertel vir jou,
November 2017 was ek in Israel gewees. In Jerusalem, kan ek nou vir jou sê, aan die einde van November is dit bitter koud. Ek het Engedi toe gegaan met 'n bus. Omdat dit so koud was, het ek 'n thermal vest aangehad. Ek het 'n T-shirt aangehad onder dit. Ek het 'n wolhemp bo-oor dit gehad. Ek het nog 'n sweater bo-oor dit gehad en ek het nog 'n baadjie aangehad, want dit was bitter koud. Hoe nader ons aan Jericho gekom het, hoe nader ons aan Engedi gekom het, hoe meer het ek begin uittrek. Want by Engedi, waar ek al hierdie klere moes aantrek in Jerusalem vanweë die koue, moes ek by Engedi moes ek letterlik net met my T-shirt loop, want dit was 44 grade. Waar is Engedi? Nie baie ver van Jericho af nie. Dis die plek waar hulle hierdie gasvelde gehad het, wat hulle seker gemaak het, dat dis van hierdie bondels wat hulle gaan vat, om die wyfoffers te kan maak. So, die gars is daar, weke voor die tyd, alreeds bewerk en gereed gemaak vir 'n rypwording. En ek meen, die priesters het met ander woorde altyd toegang gehad tot werklike ryp graan. Ek wil net vir jou iets sê van hierdie ding. As hierdie graan nie behoorlik ryp is nie, weet jy wat gaan gebeur? Wanneer hulle dit dan nou vat en hulle begin dit dan nou verwerk, dan word hy 'n pasta. Hy word nie meel nie. Dit beteken hy kan nie deur al hierdie prosesse gaan nie. Kyk, hulle vat die hulle sny die gars, dan word dit gevat en dan word die kop en die stingel van mekaar geskei. Dan word dit gebraai op 'n sekere manier. Dan word die kaf en die kop van mekaar geskei, né? Soos die kaf en die koring word van mekaar geskei. Dan gaan hy deur 13 prosesse voordat dit geskik is om die meel te vorm wat hierdie brood kan bak. As hulle dit nie kon regkry nie en die gas was te gou gepluk, dan het hulle 'n pasta gehad waarmee hulle net mooi niks kon doen nie. Wat hulle nie hierdie offer kon aanbied nie. Interessant. So die Shavuot probleem wat die Sadduseërs het, ons moet daarna kyk, want hulle het 'n probleem. Wat sou dit wees? Nee? As hulle sê dat die wyfoffer word Sondag gedoen, dan kan ek nou vir jou sê, dan was hulle Shavuot altyd op 'n Sondag. Ek het net te veel gesê, volgens Moses moes dit op 'n Dinsdag wees. Handelinge 2 of Maasai 2 meld dat die Ruach daardie jaar 34 na Christus op Shavuot uitgestort is. As jy gaan kyk na daai telling, dan het dit geval op 'n Dinsdag, die 3de dag van die week. Jy moet gaan kyk, nee, onthou ons het net so vinnig 'n paar van hierdie goeders met mekaar gedeel en gesê, Yeshua het op die 3de dag van die week was hy betrokke by die huwelik by Kana, byvoorbeeld. Al hierdie goed praat oor huwelikstaal, jy moet maar net dophou. Gaan kyk na al die derdes en waarom ons hierdie goeie sê. So ek sê vir jou, dit stem ooreen met Moshe, wat die Torah ook op 'n Dinsdag ontvang het. Nee, die Torah is gegee op 'n Dinsdag, die Gees is uitgegiet op 'n Dinsdag, 50 dae uitmekaar uit, dieselfde dag van die week. As ek die Sadduseërs se standpunt moet vat, dan begin hierdie Torah Gees konneksie verdwyn. Daarom is ek oortuig dat die 16de van Aviv, dis die datum van waar jy begin tel. Dis waar die wyfoffer gedoen moet word. Ek sê hierso, praat ek ook oor die nagtelike oes, die ooggetuie verslae, dit was net dood eenvoudig, hulle moes hierdie oes gaan doen, dit moes publiek gewees het. Dis eintlik al wat dit daar vir ons sê. Maar nou is die vraag, sê almal nie dat hy het op die Sondag opgestaan nie? Dis die algemene beswaar, en dit vereis 'n respekvolle antwoord, maar ook 'n sorgvuldige een. Weereens, daai tradisie van die Sondagopstanding kom van die lees van die Meaton Sabbaton as die eerste dag van die week. Maar ek het mos nou vir jou gewys, dit beteken nie die eerste dag van die week nie. Die feit dat die vrouens na die graf gekom het terwyl dit nog donker was, soos wat jy sien in Johannes 20 vers 1, die graf was reeds leeg. Yeshua het reeds opgestaan, of hy is reeds uit die dood opgewek, nog voor die Sondagoggend begin het. En selfs al sou jy daarop aandring om die Sondag in hierdie teks in te lees, die vroue wat op die Sondag daar aangekom het 'n leë graf gevind. Dit sê hy was reeds weg. Dit sê nie hy het op die Sondag opgestaan nie. Hulle het net op die Sondag uitgevind, hy is nie meer in die graf nie.
Dis al wat hulle gedoen het. So, dis wat ek en jy nodig het om te weet, dat die Sondag ontdekking is nie gelyk aan die Sondag opstanding nie. Ek dink dit verskyn op die volgende skyfie wat ek nou net gesê het. Die Sondag ontdekking is nie gelyk aan 'n Sondag opstanding nie. Ek en jy moet daarvan kennis neem. Gaan lees dit sorgvuldig. Gaan lees dit baie sorgvuldig. So, ek gaan vir jou nog skrifte gee wat gaan aandui waar word gepraat oor die eerste Sabbat. As jy gaan kyk Korintiërs 16 vers 2, 1 Korintiërs. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. nou gaan toets jy nou vir my, jy gaan toets hierdie wat ek nou vir jou gesê het. Shaul sê hier vir die Korintiërs om hulle versameling gereed te hê op die eerste Sabbat. Hy sê daar op elke eerste dag van die week. Dis nie korrek nie, so die eerste Sabbat. Die meeste Bybels vertaal dit as die eerste dag van die week, wat Sondagoffers impliseer. Nee. Hy was besig met Pesach taal. Hy het hierdie geskryf in 62 na Christus. En hy het 'n baie spesifieke dag in gedagte gehad, toe hy gesê het, op elke eerste dag van die week, né? Dis wat hy in gedagte gehad het. Ek wil vir jou sê, ek kan vir jou oor en oor wys die skadu's en die realiteit van, hierdie prentjie wat die Torah vir jou gee. Jy kan die twee daar teenoor mekaar gaan plaas. Jy het die Pesach lam op die 14de April, jy het Yeshua wat reggestel is op die 14de van, nie 14 April nie, is 14 Aviv. Ja. Ek het 'n ou foutjie daar gemaak, ekskuus hoor, 'n bietjie haastig van my kant. Die Pesach lam is op die 14de Aviv, nie die 14de April. 14 Aviv is hy geslag. Yeshua is gekruisig, gefolter, tereggestel op die 14de van Aviv. Jy het die High Sabbath gehad op die 15de Aviv, Yeshua was nog in die graf op die 15de Aviv. Die Bikurim wyfoffer is op die 16de Aviv gedoen, Yeshua was nog in die graf, sy laaste dag in die graf. Die eerste Sabbat was, die eerste Omer Sabbat was die 17de Aviv, dit is die dag wat Yeshua opgewek is uit die doodheid. Sommige sê selfs voor dagbreek, ek sê, wel, kom skuif dit aan tot en met Havdalah. Jy kan dit vir jouself gaan doen. As ek nou hierdie bewyse vir jou gee, en ek gaan dit nie weer almal doen nie, want ek het vir jou daar Josefus en die Babyloniese Talmud en van Jekra 23 en die teken van Jona en dis meer gegee, dan sê ek, maar weet jy wat, die bewyse is oorweldigend dat die telling begin op die 16de Aviv. Die bewys is oorwegend dat daai wyfoffer is definitief op die 16de gedoen. Jy kan Het jy ook April gesê, ekskuus, dit moet, ja. Dit is April gesê, Ja. ag, dit is nou die vroeë oggendure, gou die skyfie net insit, ek wil net gou die vergelyking Ek het dit ook laat glip, ek het dit ook nie maar opgetel. dit is definitief die 16de Aviv, hoor. So, jy sal sien, oor en oor kan jy sien, wat is die bewyse? Ek persoonlik dink, dit is die bewyse, as jy dit opweeg, sy aan sy, maak dit vir jou baie, baie duidelik, watter dag dit eintlik is. Dit is 'n vraag wat die moeite werd is om oor na te dink. Ons weet, die Sadduseërs bestaan nie meer nie, die Fariseërs het Rabbinies en Judaïsme geword. Die volgelinge van Yeshua het mense van albei tradisies geërf, maar dan sien ons baie daarvan is deur Rome gefilter, né? So, as jy mooi en eerlik gaan worstel met hierdie vraag, dan gaan jy sien, dit wat Josefus sê is ondubbelsinnig. Wat die Talmud daar sê, is ook ondubbelsinnig. Die teken van Jona is ook ondubbelsinnig. Alles dui op 'n Shabbat opstanding en 'n Vrydag 16 Aviv wyfoffer. Ja, gerus gaan kyk. Ek sê weer, onthou net Yeshua is die eersteling vrug. Hy was die koringkorrel wat in die aarde geval en gesterf het, Johannes 12 vers 24. Hy het in die grond gelê deur daai High Sabbath, deur daai wyfofferdag. Hy het uit die aarde uitgebars voor die eerste Shabbat was. Hy was die eerste vrug van 'n glorieryke oes wat nog moet kom. Elke garsbondel wat ooit deur 'n Levitiese priester in die tempel gewy was,
daar's 'n fluistering van die naam van Yeshua. Dis wat ek en jy moet hiervan wegvat. Jy kan sien, die geestelike werklikheid is onmiskenbaar hier. Yeshua is die eerste vrug. So ek het vir jou 'n spoor van getuienis gegee, ek gaan nie deur alles van dit gaan weer nie, ek het dit klaar vir jou gegee. Jy het daai hele spoor, gaan doen hierdie navorsing vir jouself. Dit is 'n diep navorsing, ek het maar die oppervlak vandag gekrap. Maar ek kan vir jou dit sê, dat ek is oortuig hoe hierdie plaasgevind het, en dat ek wel in die verlede 'n fout gemaak het, deur te sê, 3 dae, 3 nagte, ek het die prentjie gemaak. Die hele ding van die wyfoffer, en die hele ding van die begin van die tel van die offer, van die wyfoffer. Waarom het ons dit laat verstrengel raak met 3 dae en 3 nagte? Want nog steeds is hy 3 dae, 3 nagte in die graf. Hy was nog steeds daar. Dit doen nie afbreek aan daardie teken wat hy gegee het nie. Maar dit gee net dit wat toegepas is, soos wat Jahua vir ons gesê het. So nou is die Messias uit die doodheid opgewek, die eerste van diegene wat in die slaap geraak het, 1 Korintiërs 15 vers 20, soos wat ons dit vir julle in die begin gesê het. Kan jy sien, die Torah se kalenderstelsel is deur Jahua ontwerp, as 'n profetiese skadu van die werk van die Messias. So wanneer ons dan nou daai wyfoffer op die 16de Aviv, die Shabbat-opstanding en die omertelling verstaan, dan sien ons regtig 'n skildery van Yeshua, so presies wat net deur die hand van Jahua geskilder kon gewees het. Is dit nie mooi nie?